Goeienaand en baie welkom, 27 Augustus en ons goeie nuus om 7. Ek hoop het gaan met elkeen van ons ook goed en na die week sover ons mooi behandel. Ons is besig met 'n reeks oor die tabernakel en vanaand kyk ons bietjie na die kandelaar, die menorah, die een met die sewe arms. Nou voordat ons ook dit gaan saam lees en bietjie daaroor saam dink, kom ons vra ook vir die Here se lig en vir sy leiding. Ons Hemelse Vader, dankie vir u grootheid en dat ons u kan ken as 'n God wat vir ons lief is, wat na ons toe uitreik. 'n God wat u self in ons openbaar en dat u woord so ryk is daarvan en dat ons vanaand ook saam kan dink oor die kandelaar en hoe dit ook ons lewe verlig. En daarom Here wil u deur die Gees nou in ons werk en ons op 'n besondere manier ook lei in u woord en ons bid u dit in Jesus se naam. Amen. Nou goed, voordat ons saam lees, miskien net so weer 'n bietjie herinnering, daar's 'n bietjie 'n voorstelling van hoe die tabernakel kon gelyk het. En as ons dan so 'n bietjie nader kyk of 'n deursnit maak, dan het ons die voorhof met die bronsaltaar en die waskom. En dan binne in die heiligdom, die kandelaar en die goue wierook en die tafel met die toonbrode. En dan agter die voorhangsel in die allerheiligste die ark, en dit is dan alles ook omheen met 'n wit omheining waarna ons ook al gekyk het. Daar is miskien so 'n bietjie van 'n kunstenaarsvoorstelling van hoe dit binne in die heiligdom dan gelyk het, met jou 7 arms van die kandelaar, of die menorah aan die linkerkant, die tafel met die toonbrode aan die regterkant, en dan die wierookaltaar, en dan die gordyn natuurlik met die verbondsark agterom. Nou goed, ons lees in Eksodus 25, gaan ons bietjie lees hoe die Here ook sê hoe die kandelaar moet lyk. Jy moet 'n kandelaar van suiwer goud maak, dit moet van geslaag goud wees, sodat die kandelaar se voetstuk, stam, blomkelke, knoppe en kroonblare alles een geheel is. Daar moet 6 arms uit die stam vertak, 3 aan elke kant. Daar moet ook 3 blomkelke in die vorm van amandelbloeisels, met knoppe en kroonblare aan elke arm van die kandelaar wees. So moet dit wees vir al 6 arms wat uit die stam van die kandelaar vertak. Vir die hoofstam van die kandelaar moet daar 4 blomkelke in die vorm van amandelbloeisels met knoppe en kroonblare wees. Verder moet daar 'n knop wees onder elke paar arms van die kandelaar, 3 vir die 6 arms wat uit die stam van die kandelaar vertak. Die knoppe en die arms moet alles wees uit 1 stuk suiwer geslae goud. Jy moet die 7 lampies maak en dit so op die kandelaar vassit dat dit lig gee na sy voorkant toe. Die pithouers en bakkies van die kandelaar moet van suiwer goud wees. Al hierdie voorwerpe moet uit 34 kg suiwer goud gemaak word. Sorg dat jy dit maak volgens die plan wat vir jou op die berg gewys is. Nou goed, die kandelaar, die menorah, is een van die opdragte wat die Here ook rondom dit gee, is dat dit dag en nag moes brand. En hierdie goue kandelaar met sy 7 lampe was nie dan nie net 'n bron van lig nie, maar daar was ook 'n dieper betekenis nie, van die Here se teenwoordigheid, sy heiligheid, die voortdurende aanbidding van God. Die Here, lees ons in Levitikus 24, het vir Moses dan ook gesê, na dag en nag moet die kandelaar brand. Dit was deel van noem dit maar die heilige plig van die priesters om die olie aan te vul, die lampies skoon te maak en seker te maak dat die vlamme aanhou brand. Maar wat beteken dit vir ons vandag? Nee, en ek dink dis 'n relevante vraag. Is nou goed en dit was nou daai tyd. Nou goed, die eerste betekenis van die kandelaar dink ek is eenvoudig maar tog ook diep. God is teenwoordig. In die donkerte van die tabernakel, onthou daar's nie vensters nie. So in die donkerte van die tabernakel waar die gordyn die allerheiligste afgesluit het die kandelaar dan fisies lig gegee. Was dit nie net 'n simbool nie, maar ook fisies lig. So nie net gewone lig nie, dit was iets van noem dit maar as jy wil 'n heilige lig, 'n lig wat nie deur die son of die maan gekom het nie, maar deur die olie wat die priesters gebring het om die kandelaar aan te steek soos wat die Here dit vir hulle ook beveel het. En dan lees ons in Johannes 1, sê Jesus, in hom was lewe, en lewe was die lig vir die nasies. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Sodat Jesus ook net bloot in daai sin die vervulling van die kandelaar is.
Hy is die lig wat in die wêreld gekom het. Nie net in 'n tabernakel nie, nie net in 'n gedeelte van 'n tabernakel nie, maar in vlees en bloed. Dat die menorah vooruitgewys het na hom toe, die een wat altyd brand, wat altyd teenwoordig is, wat altyd lig gee. Maar dan is daar ook nog 'n betekenis. Die kandelaar het nie net lig gegee nie, dit het ook lewe gegee nie. Sonder lig is daar nie oriëntasie nie, is daar nie beweging nie, is nie groei nie. So die priesters het met ander woorde die ander werk wat daar gebeur het, gedoen in die lig van die kandelaar. So die tafel of die brood van die teenwoordigheid, ook Levitikus 24, is geplaas, noem dit maar, in die lig van die kandelaar. Alles in hierdie heiligdom het gefunksioneer, ook die altaar, die reukofferaltaar, dit alles kon hulle doen as gevolg van die lig wat die kandelaar gegee het. En as ons dit deurtrek, dan staan daar in Johannes 8 vers 12, wat Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. So dat die lig van Christus nie net 'n simboliese lig is nie, maar 'n lewenslig. Dit bring oriëntasie en waarheid en genade. Dit wys vir ons wie ons is en wie God is en hoe ons in verhouding met hom lewe. So die kandelaar het ook vorentoe gewys, 'n lig, nie net wat brand nie, maar wat lewe onderhou. Die feit dat die kandelaar dan altyd moes brand, beteken dat daar 'n voortdurende diens nodig was. Die priesters moes elke dag die olie bring, die lampe skoonmaak, die vlam aan die gang hou. So dit was nie net 'n eenmalige aksie nie, dit was deel van hulle roeping. En dan sit ook mooi, Openbaring 1, sien Johannes 'n visioen van Christus, en dan sê hy, toe ek my omdraai om te sien wie met my praat, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die kandelaars iemand soos die seun van die mens. Nou die 7 kandelaars in Openbaring stel die 7 gemeentes voor, en nou is Christus, die seun van die mens, hy is tussen hulle, hy is teenwoordig, hy hou toesig. Die gemeentes is dan soos die kandelaars, nie, hulle moet lig gee, hulle moet brand, maar hulle moet ook onderhou word, en daarvoor is Christus daar. Daar is iets van 'n pastorale boodskap daarin, en dat ons geloof en ons gemeente en ons bediening, dit word onderhou, nie die olie van gebed en die skoonmaak van ons harte en die aanhou brand vir Christus, is eintlik nie opsioneel nie, maar dat aanbidding 'n voortdurende roeping is, maar dat ook daarin Christus die priesterrol vervul het, dat hy die een is wat ons lewe gee en ons lewe in stand hou. Maar goed, die kandelaar kon dan natuurlik nie brand sonder olie nie. Die olie moes suiwer olyfolie wees, sonder sediment, sonder onsuiwerheid. Gewoonlik is hulle dan ook olywe gepers het, is daai eerste olie, waar ons sal praat van jou extra virgin oil, daardie eerste olie, dit moes tempel toe gaan, die suiwerste olie. En dit moes gereeld, dit moes van die beste gehalte gewees het om hierdie menorah, hierdie kandelaar in die brand te hou. En dan is dit eintlik baie interessant, nee, dat Matteus 25 vertel Jesus die gelykenis van die 10 meisies, 5 wys en 5 dwaas. En die wyse meisies het olie gehad vir hulle lampe en die dwaas is nie. En wanneer die bruidegom kom, dan is dit te laat om nou nog olie vir die lampe te gaan koop. En dan ook daai mooi lyn na die olie ook die gees is, ons lees dan so Sagaria, die een wat ons geloof voed, wat ons lig in die gang hou, wat ons voorberei vir die koms van Christus. So sonder die gees is ons lampe leeg. Sonder die gees is die kandelaar eintlik maar net 'n ornament. En daarom Romeine 8 vers 9, as iemand nie die gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Dat die kandelaar ons ook oproep om vol te wees van die gees. Nie net een keer nie, maar voortdurend. Die gees moet nie bedroef gemaak word nie, ons moet leef in die lig van die gees, in die krag van die gees. Die kandelaar het dan nie net vir die priesters geskyn nie, dit was ook 'n getuienis. Dit het bewys dat God teenwoordig is en dat aanbidding in die gang is, dat die volk nie verlate is nie. En dan weer as ons Nuwe Testament toe gaan, Matteus 5 sê Jesus, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. So is eintlik mooi dat Christus wat die bron van die lig is, dat hy in en deur ons werk, dat ons weer op ons beurt lig is. Ons is nie ons eie ligbron nie. Ons skyn uit, nie amper soos die maan, nie homself lig gee nie, hy skyn die lig van die son. So skyn ons die lig van Christus.
Ons is die kandelaars, geroep om te skyn, nie vir onsself nie, maar vir die wêreld. En ons lig moet nie uitgedoof word deur vrees of kompromie of gemak nie. Ons moet brand en helder en duidelik met liefde. Daar is ook hierdie mooi in Openbaring 2 vers 5 'n waarskuwing vir die gemeente in Efese wat sê, as jy nie tot inkeer kom nie, dan sal ek die kandelaar van sy plek af verwyder. So lig is 'n roeping, maar is ook 'n verantwoordelikheid. Nie om te brand, nie net in ons kerkgeboue nie, maar ook in ons gemeenskappe, in ons gesinne en ons werksplekke. 'n Laaste gedagte is, dat die kandelaar dan altyd moes brand, teken van die Here se trou. Hy is altyd daar. Maar daar is ook 'n oproep aan die volk. Moenie ophou aanbid nie, moenie ophou hoop nie, moenie ophou glo nie. En dan weer eens, Openbaring 21, Johannes se visioen van hierdie hemelse stad, dan sê die stad het nie die lig van die son of van die maan nodig nie, want die heerlikheid van God verlig dit, en die lam is sy lamp. So die uiteindelike ligbron is Christus self. Die lam is die lig. In die nuwe skepping is daar geen nag nie, geen duisternis nie, geen vrees nie. Die lam, die lig sal altyd brand, want God self is die lig. So die kandelaar is nie maar net 'n historiese artefak nie, nee. Dit is 'n roeping, dit is 'n beeld, dit is 'n uitnodiging. Dit wys ons na Christus, die lig van die wêreld, en dit roep ons op om te brand met die olie van die Gees, met die vuur van die geloof en met die helderheid van liefde. So mag ons ook, soos die priesters van oud, getrou wees om ook ons olie aan te vul en ons lampe skoon te maak en die lig aan die gang te hou. Mag ons gemeente 'n kandelaar wees, nie koud en dekoratief nie, maar warm en lewend. En mag ons lig skyn in die duisternis, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in ons harte. 2 Petrus 1, vers 19. Amen. Kom ons bid. Ons Vader, Here, baie dankie dat ons aan U kan vashou en kan weet U is ons ligbron en dat U deur die Gees ook ons lig aan die gang hou. Here, en ons hoor die heerlike troos daarvan, maar ook die verantwoordelikheid. En daarom mag U ons gebruik, ons elkeen individueel, daar waar U ons geplaas het, maar ook as ons is 'n gemeente, dat daar waar ons is, Here, ons ook ons lig sal laat skyn, dat ons dit nie onder 'n maatemmer, onder 'n dak sal wegsteek nie, maar inderdaad ook in ons eredienste aangevul, geleer, bemagtig en bekragtig word, om ook in die wêreld daar buite te kan gaan lewe, as 'n helder lig vir U en van U. Ons bid dit, o Here, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here, ons herder, hy wat die lam is, hy wat die bron van lig is, by wie ons as ware kan lig tap, hy wat U seun is. Amen. Baie dankie dat jy saam gedink het oor die kandelaar. Ek hoop jy het 'n baie mooi aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.